In hierdie video gaan ons kyk hoe om Genesis 6 te interpreteer en soos ons in die ander video's gesien het, gaan ons dieselfde GPS metode gebruik wat uit 3 groot prosesse bestaan. Dis die verstaansproses, sodat ons kan kyk wat die boodskap aan die oorspronklike ontvanger was, en dan gaan ons kyk, maar kan ons daai boodskap toepas in die 21ste eeu hierso waar ons vandag is. En as ons hierdie proses van toepassing gaan, en dan is ons dan kan ons daardie boodskap dan in vandagse tyd dan ook kommunikeer. So ons gaan Genesis 6 doen. Nou kom ons lees dit eers deur voor ons gaan na die GPS metode toe. Genesis 6 van vers 5. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op die aarde is en dat hy sy hele lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Die Here het gesê: Ek sal die mens wat ek geskep het, wegvee van die aarde af, mens en dier, ook die wat kruip, die voëls, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Maar Noag is deur die Here begenadig. Dis dan ons skrifgedeelte, en dan gaan ons na die GPS metode kyk, hoe om hierdie skrifgedeelte dan in die 21ste eeu toe te pas. Ons begin by die proses van verstaan, met die doel om te kyk wat was die boodskappe aan die oorspronklike ontvanger. Nou in die proses van verstaan, gaan ons na die akroniem kyk STAAT. So die eerste enetjie is dan die situasie. Wat was die situasie of die agtergrond van Genesis 6? Nou ons kry dit sommer hier in die eerste vers van Genesis 6 vers 5. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy hele lewe lank net slegte dinge bedink. Nou dit is die agtergrond van Genesis 6, die verdorwenheid en die slegte dinge wat die mens bedink. En dit gaan ook bietjie terug na Adam en Eva toe, in Genesis 2 en 3, waar Adam en Eva, hulle is goed gemaak, alles was wonderlik gewees in die tuin, en toe was hulle ongehoorsaam aan die Here gewees. Dan is daar ook Kain wat vir Abel doodgemaak het in Genesis 4. So die mens raak net al hoe meer verdorwe. So dit is die situasie. En mens kan dit maar met die woord saamvat, verdorwe. Die verdorwe situasie. Dan die volgende stap is die tipe literatuur, want ons wil weet waarmee het ons te doen. Is dit prosa of poesie? Nou ons sien dis prosa, en prosa word verdeel in soos in verhaalkuns, verduideliking ensovoorts. So hier sit ons met verhaalkuns te doen. En ons het gesien dat verhaalkuns in verskillende soorte ingedeel kan word, soos gelykenisse en simboliek, en hier sit ons te doen met 'n ander soort, naamlik stories. En as ons na die analise gaan kyk van die stories in die Bybel, dan weet ons dat stories is in episodes verdeel. Nou, episodes is die kleinste gebeurtenis met dieselfde tyd, plek en hoofkarakters. Nou hierdie is dan nou klaar een episode, wat ons sommer net hierso na gaan kyk, want het dieselfde karakter, plek en tyd. En dan kyk ons ook na plotstrukture, as ons by episode kom, want 'n plotstruktuur is die manier wat die skrywer gebruik om ons aandag te behou. Dit skep spanning. Nou kom ons gaan kyk waar die spanning begin. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mense op die aarde is, en dat hy sy lewe lank het slegte dinge bedink, was die Here bedroef dat hy die mense op aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Nou ons weet dat 'n probleem is een van die maniere wat 'n skrywer gebruik om spanning te skep. En hier is een groot probleem waarmee ons te doen het. Sommer hierso heel aan die begin. Nou die probleem hierso is dat die Here is geweldig bedroef. Dis een van die hartseerste teksgedeeltes in die Bybel. Nou die Here was bedroef oor die verdorwenheid van die mens. Dis 'n groot probleem. Nou hoe gaan die Here dit oplos? Nou vers 7 sê vir ons van hoe hy dit gaan oplos, want 'n probleem moet opgelos word. En dit is dan ook hoe spanning verlig word. En ons het ook gesien dat die manier hoe probleme opgelos word, skep baie keer sommer net meer spanning. Toe het die Here gesê, ek sal die mens wat ek geskep het, hy het dit wonderlik geskep, wegvee van die aarde, mens en dier, ook die wat kruip en die voëls, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. So die Here besluit, ek gaan hulle wegvee. Met ander woorde, die Here gaan ons
Hy gaan die mense vernietig. Dit is sy oplossing vir hierdie probleem. Hy het besluit, ek het nou genoeg gehad van die mensdom. Soos in enige verhaal weet, is daar 'n uitkoms of 'n afloop. Kom ons skryf maar die woord uitkoms. En wat is die uitkoms? Ons sien die Here begenadig ons, die Here verander sy plan, hy besluit om nie die mens te verwoes nie, maar Noag is die Here begenadig. Die woordjie maar in die Bybel en selfs in enige gesprek waarin jy is, bring altyd 'n wending, maar, en dan moet jy mooi luister, en is eintlik wat die skrywer wil sê, die Here was begenadig. So wat is die uitkoms? Die Here verander van plan. Hy verander sy plan. En dit is die groot genade in hierdie gedeelte. So die Here is bedroef, dis die probleem. En hy besluit toe om die mense te vernietig, maar toe verander hy sy plan, want hy word gedryf deur genade. En dan sien ons ook in die proses van analise, nadat ons die plotstruktuur gekyk het, en saam met die plotstruktuur kyk ons ook na die hooftemas van hierdie gedeelte, hoe dit ontwikkel. Nou sien ons die plotstruktuur maak het vir ons eintlik baie maklik. Mens kan sê vers 5 en 6, wat oor die probleem gaan, en mens kan sê dit is dit gaan oor die slegte dinge, die verdorwenheid vir die mens, dit grief God, en dan kan 'n mens sê dat vers 7 gaan oor die spanning wat die Here ervaar, en hy besluit dan om 'n plan te maak, en sy plan is hy gaan ons vernietig, en dan sien ons die afloop is nommer C, dat hy het sy plan verander, hy het besluit om ons nie te vernietig nie. So, mens dan deel van die stap nommer 3 is dan ook om die boodskap saam te vat. En dit doen ons deur die resultate wat ons kry, terwyl ons die teks lees, deur na die plotstruktuur te kyk en die resultate neer te skryf wat die hooftemas is. Dit help vir ons om dan ook by die boodskap van hierdie skrifgedeelte te kom. So dit is eintlik nie so moeilik nie. 'n Mens kan sê dat die boodskap van hierdie gedeelte is God staan nie teenoor die skepping nie. Met ander woorde, is nie vyandig teenoor die skepping nie. God staan nie teenoor die skepping nie, maar hy staan met dit. Met ander woorde, hy betoon solidariteit, hy staan met ons. 'n Ander ene is ook God kan sy planne verander. God kan sy plan verander. Want hy besluit om ons nie te vernietig nie. En 'n ander enetjie waarvan ek baie hou, is God se liefde oortref sy woede. God se liefde oortref sy woede. Mens kan sê dit is die boodskap van hierdie gedeelte. So dit is aan die uitslag van die proses van ons analise, is dat God se liefde oortref sy woede, God kan sy plan verander, en dan gaan ons na 4 en 5 toe, nou soos weer buite kan die teks, by hierdie 2 stappe soos buite die teks. Dan kyk ons na die res van die Bybel, vergelyk dit met die res van die Bybel. Nou lees ons byvoorbeeld in Genesis 18, Sodom en Gomorra, God besluit om dit te vernietig, hy stad is ook maar verdorwe soos in Genesis 6 vers 5, en dan sê die Here, maar ek gaan nie menonses vat van Sodom en Gomorra nie, en dan kom Abraham op die toneel, want sy neefie Lot bly daar so, dan sê Abraham vir God, maar wat van 50 mense, sal u dit spaar vir 50, en so onderhandel hy met God, wat van 45, 40, en hy bring het af tot 10, so onderhandel hy met God, en dan verander God heeltyd sy plan en sy gedagtes, maar ek is bereid om Sodom en Gomorra te spaar. Jona is een volgende voorbeeld. Jona word na Nineve toe gestuur om hulle te vernietig, hy verkondig, julle aan 40 dae is julle vernietig, en wat gebeur? Die mense van Nineve bekeer hulle self, en hulle besluit om hulle hart vir die Here te gee, en toe verander die Here weer sy plan, en hy vernietig hulle nie. Soos kan sien, die res van die Bybel bevestig dit, God kan sy plan verander. En dan toets ons bevindinge verder, ons doen dit deur studiebybels te lees, of kommentatore, want ander mense het ook al met die teks geworstel, en besef ons, maar ons is eintlik op die regte pad. So, die boodskap en die oorspronklike ontvanger, is dan ons resultaat wat ons hierso gekry het.
En nou die volgende stap wat ons doen, maar kan ons daai boodskap in die oorspronklike ontvanger, kan ons dit toepas hier in die 21ste eeu? En ons doen dit hierdie proses van toepassing. Ons vra vir ons 3 dinge. Is dit seremonieel? Ons sien is nee, dit het niks met seremoniële wette van die offerandes te doen van lammetjies nie. Is dit kultureel? Niks met die kultuur te doen nie. Is dit siviel? Dit is glad nie met siviele wette te doen van sekere dorpe en stede van daai tyd nie. En ons het gesien in die vorige video, dat hierdie 3 dinge is die insidentele. Dit beteken ons pas dit nie in vandagse tyd toe nie, want hierdie was net van toepassing op hierdie mense. En dan sien ons dat dit is eintlik 'n morele wet, hierdie boodskap van Genesis 6. Daarom is dit essensieel. Dit is geldig vandag, dit was geldig daardie tyd en dit sal nog altyd geldig wees, want die morele het te doen met God se hart, God se liefde vir ons en hoe ons mekaar dan ook moet lief hê. So ons kan dan hierdie boodskap in ons oorspronklike ontvanger is 'n essensiële, daarom kan ons dit toepas in die 21ste eeu. So as mense vandag vir jou sal vra, maar dink jy nog steeds God kan sy planne verander, dan is die antwoord omwonde ja, want God is 'n God van genade, hy is 'n God van liefde, daarom is hy bereid om ook sy planne te verander.